stuur die 12 uit. Matteus 10, vers 1 tot 42. Het jy ooit vir mense gaan sê dat dit wat hulle doen verkeerd is, veral dalk dat jy gesê het, maar die Bybel sê dit is verkeerd, ja, en dan word hulle kwaad, of hulle spot jou, of hulle vermy jou. Ja, dan sê jy dalk bang om weer terug te gaan. Vandag gaan ons sien hoe Jesus sy disippels uitstuur, en vir hulle sê, dit gaan nie altyd maklik wees nie, en dat hulle sekere dinge dan moet onthou. Sekere dinge was beloftes, en ander dinge was waarskuwings, dinge wat ons ook moet onthou. Vandag se gedeelte kom uit Matteus, wat vir ons vertel van Jesus se geboorte, tot sy kruisiging en sy opstanding. Kom ons sê die boeke saam. Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Voor ons begin, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, dankie dat ons u kinders kan wees. Dankie dat ons deel is van u plan met die wêreld, dat ons die kinders kan wees en die disippels. Maar Vader, is baie keer moeilik, daarom vra ons dat u ons sal help, maar ook leer vir ons die Bybel vandag, help ons om soet te wees en mooi te luister en te fokus, en dat ons beter en beter disippels kan wees. Dankie dat u ons sondes vergewe, baie keer doen ons die verkeerde ding, maar dankie dat u ons sondes vergewe en help ons dat ons nie aanhou daarmee nie, maar dat ons tot bekering sal kom. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Vandag se gedeelte is 'n lang gedeelte, maar dit volg almal op mekaar. Ons doen vandag Matteus 10, vers 1 tot 42. So kom ons lees nou saam, Matteus 10, vers 1 tot 42. Jesus het die 12 disippels nader geroep en vir hulle mag gegee om bose geeste uit te dryf en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. Die name van die 12 apostels was: in die eerste plek Simon, wat ook Petrus genoem word, en sy broer Andreas, Jakobus, seun van Zebedeus, en sy broer Johannes, Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus, die tollenaar, Jakobus, seun van Alfeus, en Tadeus, Simon, die fanatikus, en Judas Iskariot, wat vir Jesus verraai het. Jesus het hierdie 12 uitgestuur, en die volgende opdrag aan hulle gegee. Moenie met 'n pad na die heidenasies toe afdraai nie, en moenie in 'n dorp van die Samaritane ingaan nie. Gaan liewer na die verlore skape van die volk Israel toe. Gaan verkondig die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Moenie vir goud of silwer of koper in julle beursie sorg nie, en moenie vir die pad 'n reisak aanskaf of nog 'n kledingstuk of skoene of 'n stok nie. 'n Arbeider is tog geregtig op sy onderhoud. As julle in 'n stad of dorp kom, stel dan vas by wie julle daar kan tuis gaan en bly by hom totdat julle die reis voortsit. As julle in die huis kom, wens die mense vrede toe. As die huismense se gesindheid goed is, handhaaf julle die vredeswens vir die huis. Maar as hulle nie goedgesind is nie, trek julle vredeswens dan terug. As iemand julle nie ontvang nie, en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit, en skud die stof van julle voete af. Dit verseker ek julle, dit sal in die oordeelsdag vir die gebied van Sodom en Gomorra draagliker wees as vir hierdie dorp. Onthou, ek stuur julle so skape tussen die wolwe in. Wees dus versigtig soos slange en opreg soos duwe. Pas op vir die mense.
Hulle sal julle aan die geregshowe uitlewer, en in julle sinagoge sal hulle julle gesel. Ook voor die goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van my. Dit sal julle geleentheid wees om voor hulle en voor die heidenasies van my te getuig. Wanneer hulle julle uitlewer, moet julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie, maar op daardie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê. Dan is dit nie julle wat praat nie, maar die Gees van julle Vader wat deur julle praat. Die een broer sal teen die ander uitgelewer om doodgemaak te word, en selfs 'n pa sy kind. Broers sal teen hulle ouers in opstanding kom en hulle doodmaak. Julle sal ter wille van my naam deur almal gehaat word, maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. As hulle julle in een dorp vervolg, vlug dan na die ander een toe. Dit verseker ek julle, julle sal sekerlik nie klaar wees met die dorpe van Israel, voordat die seun van die mens kom nie. 'n Leerling is nie hoër as sy leermeester, en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar nie. 'n Leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester, en 'n slaaf as dit met hom gaan soos met sy eienaar. As hulle die hoof van die huis die skelnaam Beelzebul gegee het, sal hulle dan nie sy huisgenote met 'n erger naam uitskel nie. Moet dus nie vir die mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie geopenbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê, en wat julle in die oor gefluister word, moet julle in die dakke af uitbasyn. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as mossies. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy pa, en tussen 'n dogter en haar ma, tussen 'n skoondogter en haar skoonma. Ja, 'n mens se huisgesinne, sy huismense sal sy vyande wees. As wat sy pa of ma liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis dra en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat die lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat die lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Wie julle ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal 'n profeet se beloning ontvang. En wie 'n goeie mens ontvang omdat hy goed is, sal 'n goeie mens se beloning ontvang. Wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Dit verseker ek julle. Ons memoriseervers is Matteus 10 vers 42. Wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Dit verseker ek julle. Kom ons sê dit saam. Matteus 10 vers 42. Wie aan een van hierdie geringstes net 'n
beker koue water gee, omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Dit verseker ek julle. Onthou julle dit wat ons gelees het? Die eerste ding wat ons sien, is dat die Here ons krag gee om dit te doen. Ons kry nie noodwendig dieselfde krag as wat die disippels gekry het nie, maar Jesus gee ons ook wat ons nodig het om sy werk te doen. Daarom kan ons nie anders as om eers na die Here toe te gaan en vol te word met sy woord, om ook na ander toe uit te gaan nie. Julle het ook gesien dat die disippels toe opdragte gekry het om mense te gaan vertel van die Here. Maar die opdrag was eers om goed te wees aan die mense en dan om hulle te leer wat die Here wil. Dit moes eers gedoen het sonder om iets te verwag en dan is hulle geregtig op hulle onderhoud. Onthou julle dat Jesus gesê het, ek stuur julle soos wolwe tussen die skape in. Jesus waarsku ons dus, dat mense nie altyd gaan wil hoor wat ons sê nie. Ons het gesien hoe erg dit kan word, nie, dat 'n mens gespot kan word, party is baie erg vervolg. Ons moet nie altyd verwag, dat dit maklik gaan wees nie. Maar dan het Jesus ook gesê, as hulle nie wil luister nie, moet jy na die volgende groep toe gaan. Nee, ons leer, so wanneer ons vir mense gaan leer en hulle wil nie hoor nie, dan beteken dit ons moet verder aan beweeg. Maar dan moet ons ook onthou wat Jesus vir sy disippels gesê het. Die ergste wat mense aan ons kan doen, is om ons dood te maak. Toe sê Jesus, maar ons moet eerder bang wees, ons moet banger wees vir God, wat nie net ons kan doodmaak nie, maar ook ons siel in die hel kan stort. Nee, dis die eerste ding wat ons moet onthou. Maar dan is daar tog ook 'n herinnering, dat die Here vir ons sê, maar selfs die hare op ons kop is getel, en selfs die mossies val nie op die grond, sonder dat dit nie die wil van die Here is nie. So weet ons, dat alles wat met ons gebeur, goed en sleg, nie buite God se beheer is nie, God is ook in beheer daarvan. En dan nog 'n wonderlike belofte wat ons in gedagte moet hou, is dat Jesus vir sy disippels gesê het, indien die mense na julle luister hulle na my, en as hulle julle verwerp, dan verwerp julle ook. En dan moet ons onthou dat Jesus gesê het, dat as ons skaam is vir Jesus, dan gaan hy skaam wees vir ons voor die Vader. Maar as ons nie skaam is vir Jesus voor die mense nie, dan gaan Jesus nie skaam wees vir ons by God nie. So 'n laaste herinnering is dat elkeen wat die mense ondersteun, wat God se woord versprei, hulle beloning van God sal kry, en hy verseker ons daarvan. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, dankie dat ons kan deel wees van u koninkryk. Hier is baie keer moeilik om te gaan na mense toe, en as ons nie u mag ken nie, as ons nie u liefde ken en u beloning nie, sal dit vir ons onmoontlik wees, en daarom vra ons deur ons lewe, dat u ons sal leer wie u is, dat u ons sekerheid sal gee, dat u in ons lewens is, dat u ons vashou, en dan vra ons, Heer, dat u ons sal toerus, om u werk te gaan doen, dat ons nie sal skaam wees vir u nie, dat ons nie sal bang wees vir mense nie, Heer, dat ons sal gaan doen wat u van ons verwag. Weer en waar ons baie keer struikel, herinner ons aan die vergifnis, en dankie vir alles wat u vir ons doen. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. En onthou, Jesus stuur ons vir mense wat gaan luister, of nie gaan luister nie. Wat ons dalk gaan spot en seermaak.